Vriende, ek groet u in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Hartlik welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord digitaal. Op hierdie pragtige oggend het die Here vir ons 'n besondere boodskap vanuit sy woord. Ons is tans besig met 'n reeks uit die brief van 1 Johannes en vanmôre gaan ons saam lees 1 Johannes 4 vers 1 tot 3. Ek is Dominee Adriaan Swart. Geliefdes, moenie enige een glo wat sê dat hy die Heilige Gees van God het nie. Want daar is nou reeds baie vals profete in die wêreld. Maar ondersoek elkeen. Ondersoek of sy gees van God afkomstig is. Hieraan ken julle die Gees van God. Elkeen wat bely dat Jesus werklik die Christus is wat mens geword het die Gees wat van God afkomstig is. En elkeen wat dit nie van Jesus bely nie, het nie die Gees wat van God afkomstig is nie. Hy het die gees van die Antichrist, die gees van wie julle gehoor het, dat hy kom en wat nou reeds in die wêreld is. Broeder en suster, Johannes waarsku gelowiges en kinders van die Here oor die vals profete in hierdie wêreld. Daar is baie mense wat nie werklik in Jesus Christus glo nie, maar wat ander mense met valshede wil mislei en op die verkeerde pad wil bring. Vir hulle gaan dit bloot oor hulle self, of om hulle self te verryk ter wille van die godsdiens. Christus is die een wat ons oortuig wat die regte pad is om te loop. Ons moet hom vra om ons geestesoë oop te maak, om die leuen van die waarheid te kan onderskei. Johannes sê ons moenie sommer enige een glo wat sê dat die Gees van God in hom is nie, want daar is baie vals profete, maar ons moet die mense ondersoek. Hoe moet ons dit doen? Johannes sê ons moet vir die mense vra of hulle werklik Jesus Christus bely en of Jesus werklik mens geword het. En wanneer 'n mens daardie antwoord het, dan weet ons is die Gees van God werksaam in ons lewe en in hierdie mense se lewe. Want enige mens wat dit nie bely nie, is nie ware kind van die Here nie en die Gees van God is ook nie werksaam in daardie persoon se lewe nie. Ek en jy wat kinders van God is, moet deur die Gees lewe en deur die Gees wandel. En wanneer ons Jesus Christus bely as die enigste verlosser van hierdie wêreld, wat aarde toe gekom het, wat mens geword het, wat God en mens is. Johannes sê, as iemand dit nie bely nie, is hy 'n Antichrist en beslis nie van God af nie. Ons moet by die waarheid bly en dit is wat die Heilige Gees deur God se woord aan ons kom openbaar. Hy is die een wat ons oortuig wat om te doen. Ek en jy moet hom vertrou met ons hele lewe. Ons moet waaksaam wees vir vals profete en antichriste in hierdie wêreld, wat die suiwer woord van God verdraai en valshede aan mense verkondig. Daarom bid ek dat die Here ook jou geloofsoë sal oopmaak en jou die oortuiging in die hart sal gee om altyd op God se pad te loop, om die dwaling en die valshede te kan onderskei van die waarheid. Mag God ons die insig gee om altyd die regte pad te kies, met vaste geloof op hom te vertrou en ons oog op Jesus gerig te hou. Kom ons gaan leef as kinders van die Here vandag, gehoorsaam aan die Here se woord, en ons leef 'n pad van die waarheid saam met Jesus Christus. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons U naam kan aanroep in gebed vanmôre. Ons loof U as die enigste ware God wat homself aan ons kom openbaar deur U woord. Dankie dat U ons liefhet, dat U U liefde aan ons kom bewys het deur U seun Jesus Christus na hierdie wêreld toe te stuur. Dankie vir die kosbare werk van die Heilige Gees in ons harte. Seën vandag vir ons, Here. Lei vir ons op ons lewenspad. Laat ons waaksaam lewe, getrou aan Jesus Christus en gehoorsaam aan U woord. Ons vra dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Dankie vriende, 'n mooi dag vir u.